dan kyk ons ook dan na Sondag 44 in die katekismes. Ons lees die eerste 10 verse van vers 3 af, van vers 3 tot by vers 10 van 1 Timoteus 6. En Paulus se vermaning en algemene raadgewinge aan Timoteus. Hoor die Here se woord, 1 Timoteus 6 vers 3. As iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, die is verwaand en verstaan niks nie, maar het 'n sieklike sug na twisvrae en woordestryd waaruit ontstaan afguns, twis, lasteringe, bose agterdog, nuttelose stryery van mense wat verdorwe in hulle verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgewend is. Onttrek jou aan sulke mense. Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie en dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Net tot daar, daai paar versies. En die fokus gaan op vergenoegdheid wees, wat Paulus dan noem. En dan is ons vanaand by Sondag 44, die 10de gebod, so ons maak nou klaar met die 10 gebooie. En dan van volgende week af is die laaste afdeling van die katekismes, die gebed, van Sondag 45 af. So vraag 113 vra, wat eis die 10de gebod van ons? Selfs die geringste begeerte of gedagte teen enige gebod van God mag nooit in ons hart opkom nie. Ons moet altyd en heelhartig vyande van alle sonde wees en 'n begeerte tot alle geregtigheid hê. En dan 114, maar kan die wat tot God bekeer is hierdie gebooie volmaak gehoorsaam? Dis nou oor die algemeen van die 10 gebooie. Nee, want selfs die allerheiligstes het, solank hulle in hierdie lewe is, nog maar 'n geringe begin van hierdie gehoorsaamheid. Maar tog sodat hulle met 'n ernstige voorneme begin om nie alleen volgens sommige nie, maar volgens al die gebooie van God te lewe. En dan waarom laat God die 10 gebooie dan so streng aan ons voorhou as niemand dit tog in hierdie lewe kan onderhou nie? Ten eerste is sodat ons gedurende ons hele lewe ons sondige natuur hoe langer hoe beter kan leer ken. En met groter verlange na die vergewing van sondes en na die geregtigheid in Christus kan soek. Aan die ander woorde, dis die eerste doel wat genoem word nou in die katekismes. Ons kan dit seker opbreek in 2 doele, maar dit wys jou op jou sonde sodat jy smag na Christus se geregtigheid. En ten tweede moet ons sonder ophou beywer en God om die genade van die Heilige Gees bid sodat ons altyd meer en meer na die ewebeeld van God vernuwe mag word totdat ons na hierdie lewe die volmaaktheid as doel bereik. So die ander doel is dan om ons te wys hoe ons as verlostes in die verbond moet lewe. So Timoteus, of hierdie is vir Timoteus geskryf, wat ons nou gelees het. Maar dis beslis op almal van toepassing. Hierdie woorde wat algemene vermaninge, raadgewinge, ons kan dalk van hierdie raad spesifiek toepas op predikante, maar hierdie is steeds op almal van toepassing. Dit wat Paulus sê oor vergenoegdheid. Hoekom? Wel, dis 'n toepassing van die 10de gebod. Paulus wys vir Timoteus hoe hy moet optree en vir hom te sê, wys na die 10de gebod.
En Paulus weet wat beteken die 10de gebod. Hy sê in Romeine 7, dis die gebod wat hom tot sondebesef gedring het, sodat hy eintlik Jesus kon leer ken. Die gebod wat sê, mag nie begeer nie. Maar dis ook vir ons, want Timoteus as ouderling of evangelis, predikant, moes saam met die ouderlinge van die gemeente sekere karaktereienskappe openbaar om 'n voorbeeld te wees vir die gemeente. En daardeur is dit nog steeds vir ons almal. Al die eienskappe wat in 1 Timoteus 3 is, van eienskappe van ouderlinge gelys word, is daar sodat hulle 'n voorbeeld kan wees vir die gemeente. Ons moet dus dit ook leef, elkeen van ons. So ons moet die gevaar raak sien van onvergenoegdheid, en ons moet die wins raak sien van vergenoegdheid in godsaligheid. En ja, die ouderlinge moet hierin 'n voorbeeld stel, want gierigheid bring die hart na vore, wat sal maak dat ons uiteindelik die ware leer verwerp, wat ons gaan dit nou sien. So ouderlinge moet daarin 'n voorbeeld stel, want gierigheid kan groot skade berokken in die gemeente. Die skape moet beskerm word teen onvergenoegdheid. So ja, dit is so. Ons moet daaroor praat. Maar ons moet ook praat vir ons almal oor die skerp vraag van die 10de gebod. Dink jou hart, jy het genoeg in jou huidige omstandighede? Nog verder dan, dink jy God is goed, ook om sy wet te gee? Dan dit dak dan aan by die katekisme se verklaring van die 10de gebod. Dink jy God is goed en daarom is sy wet goed? Is jy vergenoeg met jou omstandighede, maar ook dan is jy vergenoeg met die ware leer en God se goeie wet? En voordat ons na die twee kante kan kyk wat ons moet afsterf en wat ons dan moet aantrek of opneem, het ons net eers iets sien van die woordjie wat Paulus in vers 6 gebruik, vergenoegdheid. Ek dink die Afrikaans het hier nogal 'n mooi woord, en dit sê presies wat hier bedoel word. Jy het genoeg. Dis 'n hartsgesindheid wat sê, ek het nie meer nodig nie. Dis dieselfde woordjie wat in 2 Korintiërs 9 vers 8 gebruik word, wat sê, God het mag om vir ons alle genade te gee, sodat ons in alle opsigte volop kan hê vir goeie werk. God het vir ons alles gegee wat ons nodig het vir 'n goeie werk. En dis ook wat ons dan bely uit die skrif, oor die skrif in 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Ons het genoeg, sufficient, die skrif is vir ons genoeg vir alle goeie werke. So om onvergenoeg te wees, beteken jou hart sê, ek het nie genoeg nie. Ek het kort. Ek kan nie met 100% eerlikheid Psalm 23 sing, wat sê, niks sal my ontbreek nie. Ek het regtig niks nodig nie. So of jy vergenoegd is of nie, hierdie woordjie praat met jou hart. Want waar kom hierdie omstandighede vandaan? Vir wie sê ek nou eintlik as ek sê, ek het nie genoeg nie? Vir wie sê ek dit eintlik? Die ongelowige weet dit, die gelowige weet dit baie goed. As ek onvergenoegd is, sê ek vir God, ek kort nog, hierdie is nie genoeg nie, hierdie is nie goed nie, u is nie goed nie, u het 'n fout gemaak. So, die 10de gebod in vergenoegdheid konfronteer jou, dis baie direk met jou verhouding met jou Vader. Jy kan nie van hierdie vlug nie. So onvergenoegdheid gaan verder as net, dink ek het genoeg. Dit konfronteer jou met hoe jy God sien. Die gewer van die omstandighede en die gewer van sy goeie woord en sy goeie wet. Dink jy, God is goed? Die sonde is die wortel
van alle ewels, sê vers 10. Daai geldgierigheid hoef nie noodwendig vertaal te word met geldgierigheid nie, dis gierigheid, onvergenoegdheid. Dis die wortel van alle ewels, van alle sonde. Dis nogal 'n groot stelling om te maak. Die oortreding van die 10de gebod is waar alle sondes begin, en dit is ook waar alle sonde begin het. Adam en Eva het alles gehad wat hulle nodig gehad het, meer as genoeg, in oorvloed in hulle omstandighede, perfekte omstandighede. Hulle kon glad nie kla nie. In oorvloed. Die Here het hulle vergenoegdheid en daarom hulle vertroue en gehoorsaamheid op hom ook toe nou getoets deur daardie een boom van hulle te weerhou. En dan, wat gebeur? Wat doen Satan? Hy kom vra vir Eva, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? So, hy vra die negatief, is God so sleg, dat julle nie eers van die bome mag eet nie? En Eva korrigeer hom dan, maar hy het reeds hierdie saadjie van twyfel geplant, want sy sê dan, nee, ons mag eet, net van die boom in die middel van die tuin mag ons nie eet nie, daarvan, maar ons mag nie eens daaraan vat nie. En God het dit nooit gesê nie. En net daar het Satan sy greep gekry, want Eva begin twyfel in God se goedheid. Is God regtig goed? Hy's so sleg om ons so in te perk in hierdie hok van 'n tuin en ons te verbied om van al die vrugte te eet. Ons het 'n slegte God. Sy wet is nie vir ons goed nie. Ons het die tiran. Dis die wortel van alle ewels. God is nie vir ons goed nie. En hierdie skrif sien ons die gevaar van hierdie wortel dan. En dan ja, dit kom uit in geldgierigheid. Achan, Gehazi, Ananias en Safira. Hulle is gevang in hierdie wortelsonde. En God is ernstig oor hierdie sonde. En daarom sê hy dit ook, dit is steeds die wortel van alle ewels. Kyk wat gebeur met Achan en Gehazi en Ananias en Safira. Kyk wat doen hierdie wortel. Hierdie wortel kwaad. Onvergenoegdheid, die oortreding van die 10de gebod, dat God nie goed is nie, trek jou af tot in die dood in. Nou, Paulus praat nie hier van onvergenoegdheid met sonde nie. Ons moet ook nie vergenoegd wees met geestelike swakheid byvoorbeeld nie. Ons moet natuurlik elke dag daarna verlang, smag, begeer om soos Christus te wees. Hierdie onvergenoegdheid waarvan Paulus praat is die onvergenoegdheid wat sê God is nie goed nie. Wat ons verhouding met God vernietig. Onvergenoegd met dit wat die Here vir ons gee. En dit sluit in ons besittings, ons posisie, ons status, ons omstandighede by die werk, in verhoudings, en dan ook, soos ons nou gaan sien, ons vergenoegdheid met die leer van Christus, Godsaligheid, God se woord en wet. So die groot punt waarby Paulus uitkom vir Timoteus is dat 'n onvergenoegde hart lei tot 'n hart wat ook nie tevrede is met die leer van Christus nie. Ons sien dit in vers 10, want die geldgierigheid is die wortel van alle ewels, en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. So kom ons begin by waar Paulus sê dit begin, geldgierigheid, of onvergenoegdheid met dit wat ons het, ons besittings. Ek wil meer hê, ek begeer my naaste se vrou en sy huis en wat ook al syne is, soos die 10de gebod self sê, want ek is nie vergenoeg met dit wat ek nou het. Alles is altyd net nie ver genoeg nie. My werk betaal nie genoeg nie, die huis is altyd net te klein, die kar gebruik altyd te veel brandstof. Is 'n
ingesteldheid om ontevrede te wees met my besittings wat ek van die Here ontvang het en daarmee te sê, God weet eintlik nie wat hy doen nie. Geen mens kan met hierdie leef nie. En dit sê nie, ons moenie hard werk of geld spaar om dalk 'n beter kar te koop en geld te spandeer om 'n bietjie aan te bou of wat ook al, of dat ons nie moet geld maak nie, ons moet geld maak en ons moet kliphard werk tot eer van die Here in sy koninkryk. Hierdie sê nie, ons mag nie godsalige begeertes hê, soos om te begeer om vir my gesin beter te sorg, of sodat ek meer kan hê om te gee nie. Hierdie is 'n ontevrede hart met dit wat jy het. Omstandighede pas ook hierby in, is om ontevrede te wees met jou werksomstandighede, of dat jy dalk nog nie 'n vrou gekry het nie, of selfs as jy sukkel om swanger te raak, of dalk 'n fisiese gestremdheid, of frustrasie met jou ore wat nie meer so goed kan hoor nie, of my gesondheid. Ons almal het een of ander so iets. En weer eens 'n godsalige begeerte om juis God se wil te doen, en byvoorbeeld kinders te kry, of om te trou, of om te smag daarna om gesond te wees, juis om God se wil te doen, dat ek my meester beter kan dien, is natuurlik goed en reg. Ons kan saam met Psalm 37 wat ons net nog gaan sing, vertrou op die Here, doen wat goed is, bewoon die aarde, beoefen getrouheid en verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. So as ons die begeertes van ons hart regtig in lyn is met daai vertrou op die Here, doen wat goed is, wonderlik, ons moet dit begeer. En die Here sal dit gee. Maar die sonde van onvergenoegdheid sê, God weet nie wat hy doen nie. God is nie goed vir my nie. En die Here sê, onvergenoegdheid is sonde. En hier is een van daai sondes waar ons nie sommer praat nie. Dit sondes wat moeilik is om baie keer te identifiseer, want almal doen dit. Dit voel so normaal om te kla oor ons omstandighede. Ons wil nie die kliseë oppervlakkige antwoord deeltyd gee van, ja nee, dit gaan goed nie. So ons brei bietjie uit en dan eindig ons by kla. Ons verdra die sonde so maklik, dat ons begin glo, nee, dis nie sonde nie. Ons moet hierdie hoor, dit is sonde om heeltyd te moan oor jou besittings en jou omstandighede. Dit is sonde om bitter te word daaroor. Die sonde wat sê, God weet nie wat hy doen nie, jy weet beter. Nou, al hierdie onvergenoegdheid openbaar ook by sommige dan 'n hart van onvergenoegdheid met die Here se goedheid in die leer van godsaligheid, die evangelie en sy wet. Vers 10 net weer, want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels, en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Vers 3 sê ook, die valse leraars is net nie tevrede met die lering nie. En ja, hulle was gedryf deur geldgierigheid, maar dit het hulle ontevrede harte geopenbaar, ontevrede met die leer van Christus. Dis nie net om valse lering te leer nie, maar ook om ontevrede te wees met die leer van godsaligheid soos dit gepreek word, en dan die heeltyd te soek vir vegtery, twisvraag, woordestryd, soos wat al daai lysie van goed wat genoem word. Dis onvergenoegd wees met die evangelie boodskap as net te eenvoudig. Dit is nie eens noodwendig dat die ou valse leer bring nie. Hy wil net nie berus by wat geleer word nie. Hy mis die hoofsaak. Hy soek heeltyd oor, ja maar, wat van bietjie dit? Preek bietjie oor daai en preek oor bietjie oor dat. En dan praat dan met mense oor goed wat regtig, praat hulle met mense oor goed wat regtig net nie opbouend is vir goeie godsaligheid nie. Heeltyd ontevrede met die verkondiging van die leer van Christus.
Hulle soek altyd iets om oor te skinder. Iewers om fout te vind met die leer. Hulle dink Ecclesia Reformata Semper Reformanda beteken ons moet heeltyd beklei oor ietsie, in plaas van altyd reformeer. Dis hulle wat iets leer wat net nie tot godsaligheid dien nie. Hulle stem nie in met die woorde van Christus nie, en hulle leer nie wat volgens die godsaligheid is nie. Uiteindelik kook dit af tot ek is nie tevrede met enige van God se wette nie. God se wette is regtig net nie vir my goed nie. So is daai onvergenoegdheid van Eva. God is nie goed nie, en daarom begeer ek dat hierdie nie hier staan nie. Ek wil dit nie hê nie. Die teenoorgestelde van wat die katekismes dan sê, wat die 10de gebod sê. Ek begeer juis dat hierdie woorde nie hier moet staan nie. So, net vinnig, wat is hierdie leer van godsaligheid? Wel, dis die leer van Christus wat lei tot die heilige lewe. 'n Heilige lewe in die evangelie, dit is die evangelie. Dis wat ons bely in die laaste 2 vrae van Sondag 44. Ons kan nie die wet van nature volkome hou nie, maar die Here hou sy wet vir ons voor heeltyd, sodat ons ons sondes kan sien, sodat ons vir Jesus kan aanskou en kan aangryp, dat ons net meer en meer kan groei in godsaligheid. Dis hierdie leer, die leer van wie Jesus is, sodat ons meer heilig kan lewe. Christen lewe in liefde vir Jesus en daarom ook sy wet. Dis die leer van godsaligheid. Ons sukkel met al die gebooie daagliks, maar ons veg ten bloede om Jesus te volg, want Jesus is my verlosser. Hy het sy lewe gegee sodat ek kan lewe. Hy het alles gedoen en doen nog steeds alles wat vir my nodig is vir my verlossing. Hy was in alle omstandighede perfek vergenoeg, self toe hy nie plek gehad het om te slaap nie, want hy het gesê sy kos is om die wil van sy Vader te doen. Hy het aan die kruis gehang vir my ontevredenheid en onvergenoegdheid, en hy het daar aan die kruis gehang vir my ondankbare hart, my gemoun. So hoe kan ek nog daarin lewe? Ek wil nie, ek kan nie. Ek sal lewe vir hom wat vir my gesterf het. Dis die leer van godsaligheid. Vergenoegdheid met my besittings, my omstandighede, maar ook met die wette van die Here. Want my Here het dood gegaan sodat ek kan lewe. Dis die leer wat lei tot 'n vrome, heilige lewe in Christus. En die valse leraars soek dit nie. Hulle haat dit. Want hulle het ontevrede harte. Harte wat sê dit is net nie genoeg nie. Die is verwaand en hulle verstaan niks nie. Hulle het 'n sieklike sug na twisvrae en woordestryd, en waaruit ontstaan afguns, twis, lasteringe, bose agterdog, nuttelose stryery van mense wat verdorwe in hulle verstand is en die waarheid van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgewend is. So as ons in 'n bekleierery is, as die skrif dit nie duidelik leer nie, en dit nie opbou tot godsaligheid nie, waarom beklei ons daaroor? Want dit wys ons harte is ontevrede. Dis mense wat stry oor allerlei leerstellings, maar self lewe in hoogmoed. Dis hulle wat met hulle gepraatry oor die woord van God, die krag daarvan verloon het, omdat hulle nie self in godsaligheid wil lewe nie. En daarom is dit hulle wat net praat en praat, net as geld saam praat. Dis hulle wat iets sê, omdat die ou met die beursie dit sê. Predikante en professore wat praat en stry en alles word gemeet aan wat kan geld gee. Preek wat die menigte wil hoor, want daar's geld.
Ek sal nie tevrede wees met net doodgewoon eenvoudig dit wat Christus leer in die evangelie en sy wet nie. Ek sal dit verander sodat dit mooier klink vir die wêreld. En om te wys, hier is regtig ernstig. Soos die voorbeelde in die verlede wys, in die skrif vir ons wys, onderstreep Paulus dit net weer by vers 5 se einde, onttrek jou aan sulke mense. So daar is sulke ouens daar in die gemeente by Timoteus, maar daar moet tug wees teen daai mense. Daar moet tug wees teen die ontevredenheid van die ware leer. Ons lees die 10de gebod en dan dink ons, okay, hoe gaan ons nou hierdie in tug? Gaan ons in die gemeente hier tug toepas hier. Paulus sê, die ouens wat onvergenoegd is met die leer van Christus, onttrek jou aan sulke mense. Maar goed, ons moet uitkom by hoe presies ons die ander kant moet wees, nie onvergenoegd nie, maar vergenoegd. Vers 6 sê, maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins. Die valse leraars dink, godsaligheid is winsgewend. Maar godsaligheid saam met vergenoegdheid is die wins self. Dis juis goed vir jou. So hoe kom ons daar uit? Wel, die ware godsaligheid bring jou daar, die leer van die godsaligheid bring jou daar, want die godsaligheid is die heilige lewe, dis sinoniem met vrees vir die Here. Dis om in heilige eerbied, respek en liefde vir die Here te lewe voor sy aangesig, dis lewe met die besef van wie die koning is, voor wie sy aangesig ek staan. Dis om vroom te wees, omdat ek die leer van die godsaligheid ontvang het, die woord van die evangelie. Dat Jesus dood is, sodat ek kan lewe. Dat hy gekom het om sondaars te red. Godsaligheid is om in persoonlike, intieme verhouding met jou verlosser te leef, dat dit 'n effek het op elke aspek van jou lewe. Dis die godsaligheid, wat groot wins is. En as jy dit het, as jy vir Jesus ken, die koning van die heelal, dan is daar niks meer te begeer nie. Dis wat Spreuke 3, vers 13 tot 18 sê, ons kan daai wysheid ook vervang met godsaligheid. Die begin van wysheid is vrees vir die Here, vrees vir die Here is godsaligheid. So, dit sê, gelukkig is die mens wat wysheid gevind het by die voete van Jesus, waar ek Jesus ken, in regtig verhouding met hom. En die mens het wat verstand verkry, want die verkryging daarvan is beter as die van silwer, en die verwerwing daarvan beter as van goud, is kostliker as korale, en al jou kleinode kan daarmee nie meer vergelyk word nie. En sy regterhand is lengte van dae, en sy linkerhand rykdom en eer, sy wee is lieflike wee, al sy paaie is vrede. Dis 'n lewensboom vir die wat dit aangryp, en elkeen wat dit vashou is gelukkig. Daar's niks beter as dit nie, om vir Jesus te ken. Daar's niks beter as om in die verbond met die Here van die leerskare te leef nie. Daar's niks beter om dit te beleef in die uitleef van sy goeie wette nie. Daarom sê Jesus as antwoord teen die ontevredenheid en gierigheid in Matteus 6, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Gaan na Jesus toe. Leer die leer van die godsaligheid. Leef die leer van die godsaligheid. Klim in die leer in wat sê God is regtig goed. Die evangelie, sien dit, hoor die evangelie, want dit is wat jy oor en oor en oor moet hoor in die evangelie. God is goed. Hy's goed vir sondaars. Regtig goed. Hy kan nie sleg wees nie. En as ek dit het, kan ek soos Paulus sê in Filippense 1 vers 21, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Dis wins, want ek gaan by my Here wees vir ewig. Dis beter as enige goud
of silwer soeter as enige heuning en heuningstroop, want ek kan vir Jesus ken. Ek verlang om heen te gaan om by Jesus te wees. Maar ek kan ook bly nou, as dit die Here se wil is. Want my lewe is reeds Jesus. Ek is reeds gevul. En daarom sê hy later, al die ander goed wat ek ooit bereik het, al die ander goed wat ek het, al my besittings, al my begeertes, is soos drek. Dit wat in die toilet hoort. Want ek het vir Jesus. Niks sal my ontbreek nie. Dit is presies wat Hebreërs 13 vers 5 dan sê, julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees, gierigheid, wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ek het 'n goeie God, want ek het sy seun. Dis die ewige lewe. Daar's niks beter as dit nie. Daarom kan ek tevrede wees met dit wat ek het. So daai ek begeer niks nie, sê nie, okay, ons nou in kloosters gaan bly en ons net water drink en brood en sout eet, ja, daar gaan harde bed en slaap want ons mag niks begeer nie en ons het net vir Jesus. Ja, maar juis as ek vir Jesus het, dan kan ek die skepping wat die Here vir my gee geniet, ek kan die besittings wat hy gee geniet, ek kan die omstandighede wat hy gee geniet, want ek vind nie meer my vreugde daarin nie, my vreugde is by Jesus. So die Here leer ons die teenmiddel vir die wortelgif is ken vir Jesus. Fokus op dit wat regtig belangrik is, jou verhouding met Jesus. En dan by hom, dan gaan jy sien hoe jou begeertes verander. Hoe nader ek aan hom is, hoe meer ek gevorm word na sy beeld, hoe meer gaan my begeertes verander. En soos wat jou begeertes verander, dit gaan wees soos wat jou begeertes verander, soos wat jy jou vrou meer en meer leer ken, soos wat jy en jou vrou meer een word, so word julle begeertes ook meer een. So is dit om by Jesus al hoe meer te wees, so word jou begeertes soos syne. En dan by hom begin ek sien in watter rigting my begeertes moet werk. Begeertes tot eer van God en tot diens aan my naaste. Begeertes dan ook met 'n toekomsvisie, begeertes om kliphard te werk. En dan binne in hierdie verskriklike belangrike verhouding gaan ek sien dat alles wat ek het, regtig genade is. Die Here het dit vir my gegee. 1 Timoteus daai vers 7. Want ons het niks in hierdie wêreld ingebring nie. Ek is kaal gebore. Ek het niks. Alles wat ek het is vir my gegee. Alles wat ek is. Ook gaan ek sien dat hy in sy grote goedheid vir sommige dan minder gee en vir ander meer. En dis meer as wat jy gehad het toe jy gebore is. En omdat die Here gee hy ook dan verantwoordelikheid met dit wat hy vir ons gee. Vers 17 sê later, beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie, en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet, op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet, dat hulle goed moet doen, ryk wees in goeie werke, vrygewig mededeelsaam. So ek kry opdragte saam met elke besitting wat ek het. Ek kry 'n manual saam met elke besitting wat ek kry. Al die omstandighede kom met 'n manual. Binne in hierdie omstandighede leef die godsaligheid. Ek gaan sien in hierdie verhouding met Christus wat is regtig dan belangrik, vers 7. En dit is ook duidelik dat ons ook niks uit die lewe kan wegdra nie. So ek het met niks ingekom nie, ek is kaal uit en ek gaan met niks op my naam doodgaan.
kaal in en ek gaan met niks uitgaan nie. So ek hoef nie skatte hier by mekaar te maak nie. Ek kan daarom tevrede wees met dit wat ek het. Want wat ek regtig het, is vir ewig. Ek het vir Jesus. Ek sien dis die dwaasheid daarin om net te jaag na rykdom. Vers 9, die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaase en skadelike begeerlikhede, wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. En dan ook gaan ek in hierdie verhouding met Jesus begin werk met die Here se standaard vir genoeg. Wat het ek regtig nodig om te lewe in die lewe van godsaligheid? Vers 8. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Dis wat ons nodig het. Nie Maslow se driehoek nie. En dan gaan ek Spreuke 30 bid daarmee saam. Here, gee my net genoeg sodat ek nie van U vergeet nie. Sodat ek ook nie steel nie. Net genoeg. Nie te veel dat ek vergeet van U nie, maar ook nie te min dat ek steel nie. Steel om lang in die lewe te bly nie. Voor my koning se aangesig gaan ek besin oor die Here se absolute soewereiniteit en sy wysheid daarin. Gaan leef met ek's 'n dienskneg, 'n muurtjie voor hom. Soos Romeine 9 sê, tog o mens, wees jy wat teen God antwoord, ook in jou omstandighede. Die maaksel kan tog nie vir die maker sê, waarom het U my so gemaak nie, of het die pottebakker nie mag oor die klei om uit dieselfde klomp een voorbeeld eer en ander tot oneer te maak nie. Wie is ek, o mens, om te sê die Here is nie goed nie. Ek gaan ook sien, die Here gee gawes in die gemeente aan wie hy wil in sy goeie wysheid. En ek moet daarom in hierdie lewegewende verhouding met Christus tevrede wees met die posisie en die gawes wat hy gee. Vir my en ook in die gemeente waar ek is. God gee wat hy dink goed is, want hy is goed. En daarom hoef ek nie reg in eie hande te neem nie. Net 'n kantnota, ek dink vrou in die amp, openbare onvergenoegdheid in hierdie opsig. God is nie goed nie, hierdie situasie in die kerk is nie genoeg nie, ons moet self 'n plan maak. Ek moet binne in die leer van godsaligheid ook besef, ek verdien net mooi niks van wat ek in hierdie lewe het of waar ek is nie. En elke vrot of aaklige omstandighede of situasie, ek verdien erger, ek verdien hel. In die verkeer, by die ongeskikte taxi, by my lesenaar met net nog 'n rekening wat ek nie kan betaal nie, want ek weet, ek verdien erger. Ek verdien hel. Enigiets hierdie kant van die hel is genade. Maar die Here het in sy groote goedheid my kom red uit die sonde uit, en daarom sê hy ook Romeine 8 vers 28, ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Soos 2 Korintiërs 4 dan ook sê, want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. 'n alles oortreffende heerlikheid.
selfs in die aakligste omstandighede, kan ek vergenoeg wees, want ek het dit, alles werk ten goeie mee, in my Here Jesus. Nou Paulus sê ook in 1 Korintiërs 7, is jy 'n slaaf geroep, laat dit jou nie kwel nie, maar as jy ook kan vry word, maak des te meer gebruik daarvan. So wees vergenoeg in die werk waar jy is, wees vergenoeg in die slegte omstandighede, maar as die Here vir jou die deur oopmaak om daar uit te kom, maak gebruik daarvan. Wag op die Here in die omstandighede, want jy het genoeg. Maar as die Here die deur oopmaak, gaan in. As hy dit verander, wees nog steeds vergenoeg in die omstandighede wat hy verander. Want hy is goed. Binne in dit alles moet ons leer wat Paulus moes leer. Die Here se genade is vir ons genoeg om vergenoegd te wees. Om te besef dat al wat ek nodig het, in watter omstandighede ook al, by watter werk ek is, of dalk my vrou wat op sterwe lê, al wat ek nodig het, is die Here se genade. Want as die goeie God genadig is, beteken dit dat alles altyd ten goeie meewerk. Al sien ek dit nie, al verstaan ek dit nie, God se onverdiende guns in al sy skoonheid in Jesus is myne. En ek het dit. In hom het ons genoeg. Ons almal hier kan sê, ons het meer as genoeg. Amen.